Rosari se eenkant diep in die bos, gourmet restaurant. Ons kos storie wat so half en half saam en tog apart van die begrafnisklub loop. Elkeen gaan 'n boek op sy eie word. Episode 6. Haar hok en kamma restaurant spasie begin om mooi te lyk, besluit Rosari dinsdagmiddag toe die werkers vertrek. Het sy toe mos op daardie koop en verkoop bladsy 2 staalrakke raak geloop. 'n Staalraam en staalrakke wat op en af kan skuif, wat die verkoper kom aflewer het en help opslaan het, waarop sy pas haar groente en kruie plantjies gepak het. Plantjies wat sy gister op haar missie na Malalaan gaan koop het. Die rak is aan die noordekant van die hok, waar die plantjies nou genoeg sonlig sal kry. Die tweede rak gebruik sy vir haar kospotte, panne en eetgerei, die wat sy gebruik in haar YouTube kanaal. Die res van haar goedjies is nog bo in die kombuisie daar. Voor die trappe wat opgaan na boontoe, het sy die heining vanoggend met kleurwiel laat verleng en 'n hekkie laat insit, danksy 'n swyser en sy handige knaap se hulp. Ja, dit het vandag gebeur, en wie se skuld is dit nou eintlik? Volg Rosari se oë, wat meer as gereeld as wat nodig is, na die huis reg langsaan toe draai. Bars Alona. Gister, wat maandag was, daar in Malalaan, waar sy mos los verby die aantreklike buurman en sy mooi, heel wat jonger vrou gery het en gemaak het asof sy hulle nie raak sien nie. Want het is beter as mens seker is, jy gaan nie van die sexy buurman hou oor dat hy so 'n mooi jong vrou het nie. Toe kom sy mos terug van haar inkopies af en stop om 'n koeldrank en 'n brood by Pick n Pay daar te koop, en daar kon sy hulle nie langer vermy nie. Hulle het reg agter haar in die tou gaan inval om ook te betaal. Dan sien ons mekaar weer, buurvrou, het die man eers met haar gepraat. Toe het hy na die vrou daar by hom gedraai en gesê, Janina, dit is nou ons nuwe buurvrou, Rosari. Rosari, ontmoet my suster, Janina. Suster, Janina, het dit in Rosari se ore geëcho. En toe haai hulle twee mekaar, en Rosari weet nie of sy die vrou van verligting teen haar wil vastrek, of 'n harde klap wil gee nie. Dit is goed om te weet, dat haar buurman het nie so 'n mooi jong vrou nie. Al glo sy nog steeds, dat hy wel 'n vrou ewers moet hê. Toe sê die man, net weer vir die wis en die onwis, vir haar sy naam ook. En ek is Carlos, wat sy mos al gehoor het, en in alle ewigheid nooit sal vergeet nie. Hemel, jy ontmoet nie 'n Spaanse man, wat soos 'n wyse hemelwese lyk, en onthou nie sy naam nie. Waarna hy gewag het, tot sy klaar betaal het, en agter haar uitgestap het. By die kar het hy vertroulik gesê, kyk, buurvrou, ek weet dit is nie my besigheid nie, maar ek het toevallig Saterdag aand by my venster uitgekyk. Toe sien ek jou daaronder in die buite onthaal area van jou huis. En ek glo jy's alleen. En dit is nie baie veilig nie. Na oom Nicolaas se dood, het sy vrou met 'n man gepraat om 'n kleurwiel hok daar reg rondom alles te installeer met 'n hek voor die trappe. Sy het betaal en die man het alles aangekoop. Toe val die tannie, en nie lank daarna nie, toe sy ook oorlede. Ek ken die ou persoonlik, so as jy wil, sal ek hom bel en hoor hoeveel van die materiaal hy nog oor het, en of hy bereid is om vir jou ook die hok verder te kom maak. Rosari het verras na hom gekyk. Regtig? So met ander woorde, die materiaal is reeds aangekoop? Wat sal hy my vra vir die arbeid? Carlos het sy selfoon uit sy sak getrek. Kom ek bel hom, dan vra ek hom. Asseblief ja, ek het die hok met voeltjie draad probeer regmaak en mooi maak, en daar is daarom ook 'n palissade om, maar dit sal goed wees, as ek die trappe ook kan bereik, sonder om uit te stap. Sy wou sê, sonder dat haar hart by haar keelgat uitklim, vir elke beweging wat sy dan in die bosse langs aan hoor, maar sy het nie. Hy hoef nie te weet, dat sy sukkel om aan die geluide van die bos rondom haar en haar houthuis self gewoon te raak nie, en dat sy voel dat sy oral oë in die bos in die aand sien nie. Carlos het toe gebel, en toe het hy onverwags vir haar gevra, so is jy môreoggend by die huis?
Ja, ek sal wees. Hoekom? Die man wil die hek kom installeer. Leon sal eerste ding môre daar by jou wees. Die bedrag wat hy genoem het haar laat besluit dat dit voorwaar billik is. Daarna het die man se suster uit die winkel gekom en gesê, die karretjie het uiteindelik by die garage hier oorkant aangekom. Ek hoop 2,5 uur se wag in die Wimpy is die moeite werd. Hy sê daar was oral stop en ry en toe is daar 'n ongeluk in die pad voor hulle. Nou toe, kom ons gaan kyk na jou nuwe wonderwerk. Carlos het sy suster se pakkiespel geneem en gegroet en toe is hulle weer deur die kruising na die ander kant van die straat, waar die swart Vito nog steeds op een plek geparkeer gestaan het. En Rosarie het geld gaan trek vir die man wat nou onverwags vir haar 'n ekstra veiligheid by haar huis sou kom inrig, waaroor sy in daardie stadium nie kon besluit of sy moet bly wees of omgekrap oor haar sogenaamde besorgde buurman se inmenging nie. Haar van is mos nie Rockefeller nie, sy is the other fellow. Nou kan sy van bo af reguit by haar hok instap in die middel van die nag ook, sonder dat wilde diere en mense hulle self ongenooid by haar kom aanmeld. Natuurlik mag mens nie jou hele erf omhei nie, maar hierdie is daarom immers deel van haar huis, en sy is regtig vrou alleen daar. Die hek kan sluit, die slot is onbreekbaar, het Leon, wat die werk kom doen het, uiteindelik vertel. En nou dat sy die storie so bekyk, voel sy inderdaad nogal veilig, al weet sy dat niks kwaadoeners regtig sal kan uithou nie. Met brute geweld kan hulle by enige plek inbreek. Tot gisteraand het sy wakker geskrik vir elke geluid wat haar huis sê en trappe en die bosse langs aan gemaak het. Sy weet sommer dat sy vanaand vir die eerste keer soos 'n klip gaan slaap. Dit is dinsdagmiddag 4:00 en Leon en sy handlanger vertrek. Rosarie maak nou 'n video van haar hok. Sy begin met, "Hi, liewe kosmaats. Welkom by Rosarie se Kama, eenkant diep in die bos gourmet restaurant, wat stadig maar seker vorm aanneem en nou veiliger sal voel wanneer ons in die aande saamkuier, danksy my skrikwekkend aantreklike buurman. Ek het nie geweet dat daar nog sulke omgee mense soos hy in hierdie wêreld is nie. Maar kom ek wys vir julle presies hoe lyk die plek en die veranderings waar ons van nou af gereeld saam gaan boer. Die ateljee en restaurant, waarin ons binnekort gaste sal kan ontvang. Nou in beeld is die kombuisie en braai gedeelte met sy bondstene wat julle tevore al gesien het. 'n Marmer werksblad, dankie tog daarvoor, anders het die reismede dit ook opgevreet, soos die ingeboude rakke onder dit, waarvan daar byna niks oor is nie. Regs van dit, langs die badkamertjie, is daar gelukkig 'n staal toesluitkas met 'n klompie kruideniersware daarin. En hierdie kas het ek met my trek saamgebring hiernatoe. Die oop spasie langs dit is waarskynlik 'n plek waar 'n vuurplaat gasstoof behoort te staan. Dan volg die vleklose staal wasbak, wat nogal skrop gekos het, en verbasend nog steeds hier is. In die oop spasie teen die ander muur het die vorige eienaar blykbaar 'n kleinerige kitsvriesgas gehad, wat van die sonpanele afgewerk het. Hier is die muurprop, maar die vrieskas is weg, en die sonpanele op die dak ook. Ek het gevra op die koop en verkoop bladsy vir 'n tweedehandse 4-plaat gasstoof met 'n oond, sodat ons lekkerder kan koop. Nuut koop is in hierdie stadium nie meer vir my 'n opsie nie, veral nie na die bou van hierdie hok nou nie. Weet julle wat kos 'n stoof nou se dae? Rosarie lag vir die kamera. Maar dalk soek ek na wors in 'n hondehok. Almal soek deesdae gasstowe. So vir ons program en uitdaging werk ek maar op die Bush Baby 1-plaat kampstoofie vir nou. Daarna draai sy die lens na die 6-sitplek tafel wat op 'n gedeelde blad staan. Volgens die swysman het oom Nicolaas, vorige eienaar, die blad gegooi om sy kar aanvanklik daarop te parkeer. As dit reën, kon hulle uitklim sonder om in die modder te trap. In die stadium toe hulle hier begin kuier het hy die afdak vir sy kar hier langsaan laat oprig, daar waar my Atos ook nou staan.
toe hy hierdie 3de graadse terracotta teels laat lê. Ek dink dit is heel dienlik en wys ook nie veel vuil of stof nie, en as dit reën of nat word, sal dit beslis nie glad wees nie. Die vlekke en kolle op die teels lyk miskien nie asof dit in 'n diep in die bos gourmet restaurant hoort nie, maar dit is daarom ook nie so seer oog soos die man se krom en verskillende steenmure nie. Miskien sal ek dit laat backwash, soos wat die swysman voorgestel het, en dan sorg dat hulle dit met een kleur verf. Maar ons geld is vereers nou op. Rosarie stap met haar kamera om die werk van haar hok vir haar kykers te wys. Rondom die uitgebouwde spatbaadjie met sy wye geteelde rand loop het nou. In hierdie spatbaadjie, geliefde my maters, was daar glo vir langer as 10 jaar geen water nie, aldus swysman. Die nuwe heining gaan nou agter die gedoente verby, en ek het vir die doel van hierdie video sommer 'n paar kruieplantjies in potte daar gesit, sodat die swembaadjie darm mooi moet lyk, al is daar nog nie water in nie. Sodra hierdie laaste koeligheid plek maak vir Marloth Park se normale hetige klimaat, gaan ek verseker water intap, en dan sal ek daar sit met my skemerkelkie. Nie alkohol in hierdie stadium nie, want helaas, my begroting laat dit mos nie toe nie. As jy net R1000 het om kos van te koop, is drank beslis nie daarby ingesluit nie. En deksels, sy is daarom nou al lus vir 'n lekker glasie wyn. In steede daarvan het sy gister in Malelaan 'n bottel nagemaakte aanmaak vrugtesap in haar mandjie gesit. Dit staan op die bottel, 1 liter daarvan kan 8 liter koeldrank maak as jy dit verdun. 1 op 8. En amper was sy skaam, toe sy sien dat Carlos se oë vir 'n kort oomblik op haar brood, pakkie nagemaakte knickknacks en aanmaak vrugtesap gerus het. Ag, sy gourman, nie almal bly in 'n huis so groot soos 'n hotel en ry met 3 verskillende grootes Mercedes'e nie. Rosarie beduie na haar koeldrank daar op die tafel. Dit is my skemerkelk vir die res van die maand. Met 'n mintlieblaartjie en 'n gesiggie blommetjie wat daarin dryf, lyk dit verskriklik lekker. Wat sê julle? Vanaand gaan ek nie kos maak nie. Mieliepof happies, soos hierdie, al is dit nie regte knickknacks nie, is ook 'n ete. Hierdie pakkie was op 'n spesiale aanbod, R7, en ek gaan dit nie eens alles alleen vanaand kan opeet nie. Ek sit dit in 'n mooi bakkie en maak 'n heerlike eetrituaal van elke ete. Moenie daardie fout maak om sulke goed en springmielies net in jou keelgat af te gooi en te laat verdwyn nie. Veral nie terwyl jy besig is om televisie te kyk nie. Dan proe jy nie wat jy geëet het nie en is na die tyd weer honger. Ek dink dit is die groot probleem van arm wees in Suid-Afrika. Ons kry onsself vreeslik jammer, want ons kan nie meer die kos koop wat ons oupas en oumas se tafels destyds so laat kreun het nie. Maar ons hoef nie arm te voel, omdat ons nie al die kos waarvoor ons lus is kan koop nie. Dink so daaroor. Ons het nie al die kos waarvoor ons lus is nodig nie. Dit is die rede hoekom ek die uitdaging om hierdie kos en begrotings YouTubies vir seniors soos ek en jy te maak aanvaar het. En ek sien nou self hoeveel goed ons onnodig koop, en as ons dit nie kan koop nie, dan voel ons vreeslik afgeskeep. Die Franse is bekend vir hulle fantastiese gourmet kosse en souse, nageregte, hulle lieflike souse en mooiste koeke en fyn gebak. Maar dink jy vir een oomblik, dit is hoe elke huishouding daar in Frankryk elke dag eet? Duur, klein happies in meer as een gang? Nee, nooit. Maar hulle eet beslis nie naaste by soveel kos as wat ons as Suid-Afrikaners verorber nie. 'n Paar jaar gelede het ek en die ex in Frankryk gaan toer, Parys tot en Nice. Behalwe dat ons nie kon bekostig om elke aand in 'n restaurant te eet nie, het ek 'n punt daarvan gemaak om uit te vind hoe en wat die plaaslike mense eet. En wat vind ek uit? Hulle eet ook maar net brood. Dikwels vir aandete, met roomkaas soms daarbey.
Hulle is nogal sterk op kaas. Hulle aanbid omtrent 'n vars tamatie. Hulle oorlaai nie, soos ons yslike groot yskaste en vrieskaste nie, en koop vars groente en vleis soos nodig. En nou, die groot verrassing. Dikwels, dames en here, is aandete die enigste ete wat die Franse per dag neem. So hou op om jouself jammer te kry as jy dalk 'n ete moet oorslaan, omdat jou begroting nie op Buckingham Palace status gerek kan word nie. By jou beskou jouself eerder as Franserig, of so iets. En net so by the way, van koninklikes gepraat, weet julle dat koning Charles sy belangrikste kos van elke dag is saggekookte eieris, net een op 'n slag. En byna al die groentes kom uit die paleis se tuine. Vleis aan die koninklike tafel gebeur ook in klein porsies. So, plant maar so 'n bietjie van jou groente in jou eie tuin as jy spasie het. En as jy sukkel om met jou begroting uit te kom, sny jou porsies en eet minder. Moenie geld gaan leen om nog aankope te doen nie. Dis net 'n grappie. Jy hoef nie pasta te kook vir 'n skare van 4 as jy net een persoon is nie. 'n Vriendin van my se pa het sy lewe lank min kos in sy bord geskep. Klein porsies, en hy was 'n gewone gemiddelde grootte man. Een skeppie groente en rys. Sy motto was dat hy eet wat hy dink hy weet hy nodig het, nie om homself vol aan te eet nie. As hy gevoel het hy is nog honger, het hy 20 minute gewag voordat hy weer vir die opskep bakke gemik het. Daai man het in sy lewe nooit 'n boepens gehad nie. Ek sê nie ons moet almal honger ly of ophou eet as ons nog lus vir 'n stukkie kos is nie, maar miskien moet ons net meer bewus raak van wat ons eet en die hoeveelhede daarvan. Om meer te eet gaan jou nie laat beter voel oor jou lae begroting nie. Dit gaan net maak dat jou geld gouer opraak. Dan aan die ander kant, ek is nie 'n dieetkundig nie en ek wil ook nie vir jou preek oor hoeveelhede kos op jou bord en op pad maag toe nie. My missie met hierdie program is om te probeer wys dat 'n mens kan uitkom op 'n begroting, daardie begroting wat jy het. Al moet jy met heel wat minder klaarkom. Daar is 'n verskil tussen honger wees en ek is lus vir nog of ek is lus vir iets lekker. En nou gaan ons weer terug na die Franse en ander Europese nasies en dit wat hulle meesal eet, of nie eet nie. Ek is gisteroggend hier uit, sonder om ontbyt te eet. Dit was nou maandagoggend, en ekskuus dat julle nie gister 'n video gekry nie, maar dit was vir my 'n baie besige dag. Ek was mos by die kwekery. Vir aandete het ek uiteindelik vir myself 'n eier gebak op 'n roosterbroodjie en koffie gedrink. En dit was genoeg. Vandag het ek vir Swysman Leon en sy handlanger pap gemaak met wors daarbey. 'n Groot gat uit my koskas, maar hulle was hier oor middagete. Ek het saam met hulle geëet en dit was lekker. Maar nou gaan ek beslis nie vanaand vir myself kos maak nie. My mieliepof nagemaakte knickknacks wat ek gister gekoop het, gaan die ding doen. Maar ek het wel besluit om vir julle 'n lekker nagereg te vertel wat vriendin Tarina se seun een aand vir hulle gemaak het. Dis daar volgens haar byna niks in die huis was nie. Daar was 'n groen appel, of was dit 'n geel appel van soorte, en die jong man het daardie appel ontpit en toe in dun skywe gesny. In 'n pan het hy breinsuiker en 'n klein bietjie botter gesmelt. Toe braai hy daai stukkies appel daarin. In 'n bekertjie het hy 'n kwart koppie bruismeel, water, 'n eier, vanilla essence en 'n klein bietjie sout gemeng. Dit het hy toe bo oor daardie braaiappel gegiet. Sonder om te roer, soos wat mens pannekoek bak of 'n plaatkoekie, het hy gewag dat dit alles moet gaar word. Daarna het hy dit met 'n spaan omgekeer, sodat die appel weer bo kon wees. Hy het 'n klein bietjie kaneelboor gestrei en toe deel hy dit in 4 kwarte. Daar was 4 mense in die huis. 'n Skeppie roomys of 'n druppel vla op dit alles rond dit baie lekker af. Maar net as jy roomys en vla het. En terwyl ons nou so aan die resepte uitdeel is, hier is 'n vinnige naanbrood resep vir een persoon, wat ek al vir myself gemaak het.
Ek gebruik bruismeel, maar jy hoef nie, want die broodjie is nie veronderstel om te rys nie. Ek gebruik 'n kwart koppie yoghurt op 'n halwe koppie bruismeel en 'n teelepel olie. 'n Klein bietjie sout en jy meng dit deur. Die deeg moet styf wees, soos brooddeeg. Laat staan jou bolletjie vir 'n halfuur. Rol dit uit, plat, plat, plat. Strooi meel as die ding aan jou rollertjie vassit. Dan los jy dit weer vir 'n rukkie en as hy weer opstaan, dan maak jy hom weer plat met jou koekroller. Dan maak jy dit gaar op 'n warm ysterpan of in 'n swart pot. Draai om en daarna haal jy dit af. Dit is lekker saam met curry of net so, of gebruik dit as 'n basis vir 'n pizza. Wanneer jy dit die eerste keer omdraai, dan smeer jy 'n dun laagie tamatiesous aan die ander kant. Sprinkel kaas op, stukkies mozzarella of feta daarop en dan 'n klompie baba spinasie blaartjies vir daardie ekstra varsheid. Dis 'n heerlike ete. As jy jou naanbroodjie in 'n swart pot met deksel maak, kan jy natuurlik ook stukkies ham, salami, dun gesnyde sampioene en nog 'n bietjie kaas vir bederf opsit. Dan sit jy die deksel op en skakel die vuur onder jou pot af. Jou pot is nou warm genoeg om alles en die kaas te laat smelt. Klink dit duur? Nee, nie noodwendig nie. Gaan kyk 'n bietjie hoe min vleis sit Romans op hulle pizzas. As jy nou van die idee dat sampioene nog effens aan die rou kant is wanneer jy hulle opsit nie, dan kan jy hulle maar eers gaar maak. Of pikkel dit. Braai skyfies sampioene, gooi 'n eetlepel asyn en sout daarby. Onthou as jy dit wil bottel, moet jy dit eers afkoel. Maar ek kies om alles op te gebruik wanneer ek dit maak. Skyfies van hierdie pikkel sampioene werk baie lekker op 'n pizza. En as jy ryk is, jou begroting dit toelaat en jy daarvan hou, kan jy selfs klein stukkies olywe ook bysit. Of oorskiet hoender, of wat ook al. Nou ja, liewe gourmet maters, lekker eet op 'n baie dun begroting. Dit was dan my geselsie vir vandag. Mooi aand van Rosarie Hartman van die eenkant diep in die bos gourmet restaurant. Skryf bietjie vir ons hieronder in die comments wat julle eet, as julle begroting soos myne lyk en julle nie lus is vir kos maak nie. Tot weersiens. En daarmee skakel Rosarie haar selfoon se kamera af. Sy geniet haar knickknacks en luister na die bosgeluide hier reg rondom haar sonder om benoud na haar flitslig te wil gryp. Sy voel onverklaarbaar veilig en toe stuur sy sommer 'n dankie ook oor na die huis daar naby. Nou bars Alona. Dankie Carlos, dat jy my nie laat poer het oor iets soos belangrik soos 'n veilige huis en trappe nie. Wat sou die mooi man en sy nog mooier suster vanaand doen? Sy het vroeër 'n Land Rover verby oorgaan. Dalk het die twee van hulle mense daar. Net voordat Rosarie opstap boontoe, hoor sy die steun van 'n manarleeu, nie te ver van haar af nie. Sy blaai vinnig op haar selfoon na die roofdierblad. Daar is 'n waarskuwing. Daar is 'n alleen manar wat weer tussen die huise dwaal. Wees veilig, mense, en moenie kanse waag nie. Die leeu kan enige plek wees. Hy is miskien laas op een plek gesien, maar onthou, leeu's kan lang afstande in een kort aand aflê. Word vervolg. Dankie dat jy luister en dankie dat jy subscribe het op Rosarie se eenkant diep in die bos gourmet restaurant video's. Lekker bly.